Die Weskaap is soos 'n mooi vrou. Sonder moeite steel sy harte. Gegeer met wind, wingerd en seisoene is sy die muse van kunstenaars. In die lente skenk sy nuwe lewe waar wingerde bot, koringwaai en bloeisels blom. In die somer kleur die son haar valleie goud. In die herfs skilder sy rooiwynblare en vrugte in oorvloed. In die winter is sy 'n vriendin met kaggelwarmte en die geur van sop en vars brood. In die hart van haar oorvloed lê landbou. Dit wat die dorpe se drome warm hou. Op hierdie padreis verken ons die rykdom, al die pad tot in die Oeverberge, waar Nampo Kaap dit vier. Van veld tot fees. Ons het nou al ver gery van Gauteng af tot hier. Maar nou begin ons padreis amptelik hier, net binne die grens van die Weskaap. Ek is Annelie Hatting. As lewenslange stadsjoppie sien ek uit daarna om die Weskaapse juwele saam met julle te ontdek. Maar eers, ontbyt. Neil, vreeslik dankie dat ons eerste stop op ons roadtrip hier by julle by Travalia is. Julle het ongelooflik baie om te bied. Vertel my 'n bietjie van julle geskiedenis. Dis 'n plesier en dit is goed om julle hier te hê vandag. Kortliks, my ouers het die grond bekom in 1988 en aanvanklik was daar 4 kamers wat hulle ontwikkel het bo by die gasteplaas wat vandag 31 is. In 98 het my ouers die padstal gebou. Toe het ek en Mandy, my vrou, oorgeneem in 2008. In 2012 het ons ons eie slaghuis gebou en ons het 'n gemengde boerdery met die akkommodasie in die padstal. By die padstal verkoop ons lekker koffie en alles wat lekker is. Vertel vir my 'n bietjie van die hoë gehalte Karoo lam waarop jy staat maak. As gevolg van die feit dat ek 'n passie vir vleis het, selekteer ons vleis noukeurig. Ons handelsmerk staan vir kwaliteit. Ons het ook 'n beeskomponent. Ons maak ons eie biltong en droewors. En dan in die winter doen ons wildbewerking ook vir kliënte wat in die area jag. Ek het gesien julle verpakking is nogal besonder. Praat met my oor daardie storie. Dis wat ek gereeld met my personeel sê is dat die verpakking moet goed lyk, die mense eet met hulle oë. Ons geniet regtig wat ons doen en ons sal vorentoe meer mense se vleiservaring beter maak. Hierdie is 'n vreeslike lekker plekkie om te oornag want julle bied letterlik alles. Ja, so bo by die gasteplaas het ons 31 kamers. Ons het 'n restaurant, al die Karoo disse, malva puddings, self-catering units het ons. So tussen die padstal en die gasteplaas het ons 'n redelike volledige offering hierso vir die wat nie wil self-catering, ons kan al die maaltye ook voorsien. Neil, ons gaan beslis hier by julle kom slaap op pad terug Johannesburg. Julle is meer as welkom. Ons sien uit om julle te onthaal hier. So ja. Vreeslik dankie. Dis natuurlik heerlik om sommer vroeg in die reeks met minister Ivan Meyer te kuier om ons konteks op die landboubedryf in die Weskaap te gee. En omdat Veld tot Fees 1 groot roadtrip is, het hy op gepaste wyse arriveer. Lekker om te sien. Dankie, welkom in die Kaap. Dankie. Is hierdie minister se roadtrip kombi? Ja, die is my kombi, hy is in 1974. So 'n bietjie stres release in die politiek, as baie stres in die politiek. Almal het dit nodig. Jy het dit nodig. Gaan ons bietjie gesels. Ons maak so. Dankie dat minister tyd gemaak het om ons hier te kry op Groot Visantekraal. Andrei Brink, eienaar hier, is 'n boer van die jaar. Hy's 'n groot gees in landbou. En verteenwoordigend van die streek. En as ons nou praat oor die streek, ons weet minister het 'n groot liefde, nie net vir landbou nie, maar vir die hele Weskaap. Wat maak landbou hier uniek en spesiaal? Wel, eerstens baie dankie dat julle hier die Groot Visantekraal besoek. Hierdie plek dateer uit 1698, so dit is 'n baie unieke plek.
Hier in die Weskaap is ek baie trots op ons boere hier in die Weskaap, want ek het omtrent so 17,000 boere. Ons is 10% van die oppervlakte van Suid-Afrika, 10% van die bevolking van Suid-Afrika, maar ons boere voer 58% van ons primêre landbouprodukte uit. Ek is trots op wat ons boere hier doen en ek het 'n baie goeie verhouding met al ons boere hier in die Weskaap. Die syfers spreek boekdele van 'n sterk provinsiale landboukultuur. Maar ek wil ook hoor oor die hart van landbou. Daai liefde, die mense, die warmte, die gees van landbou in hierdie pragtige streek. Vir my gaan landbou oor mense. Toe ek in my eerste termyn ervaar, hier is 'n neidigheid teenoor landbou, 'n neidigheid teenoor boere, toe ek besef ons moet iets doen om dit reg te stel. En daarom het ek 'n hitsmerk geskep vir die liefde van landbou, for the love of agriculture. Want ons moet eerstens lief wees vir die boere, vir die gemeenskap, agriwerkers, want hulle sit 3 keer 'n dag kos op ons tafel. En ek is lief vir die boere is lief vir hulle beroep. En my taak is om daardie liefde vir landbou te laat aktualiseer in die praktyk. En ek probeer dit doen tot die beste van my vermoë, want ons het werklik topgehalte boere hier in die Weskaap. As julle dit dan probeer realiseer, daai liefde vir landbou, waarop fokus julle departement op die oomblik in die komende maande? Wel, ons weet dat die opkomende maande sit ons met die handelsoorlog in Amerika. So wat my betref het ek 4 prioriteite nou gedefinieer. 1 is om die landbou voortdurend te ondersteun, want daar is baie stres as gevolg van die uitvoere veral na Amerika toe. Die tweede prioriteit is wat ek noem besigheidsondersteuning. Landbou is 'n besigheid en ons moet besighede ondersteun. Die derde prioriteit is voedselsekuriteit. En dan die laaste prioriteit wat baie van my aandag vat, omtrent meer as 50% van my aandag, is marktoegang vir ons boere. Daarom is ek elke dag en elke week besig met wat ons noem ekonomiese diplomatie om nuwe markte te ondersoek. Ek gaan binnekort die Weskaapse kabinet versoek om my nuwe uitvoerbeleid goed te keur. Om die waarheid te sê, ons het gesien verlede jaar, nie net die Weskaap nie, maar die hele Suid-Afrika, het verlede jaar 13,7 miljard rand se landbouprodukte uitgevoer. Want ek wil nie hê die Weskaap moet suksesvol wees nie. Ek wil hê Suid-Afrika moet suksesvol wees, want ons het ook goeie boere in die res van die land. Tussen al hierdie harde werk en die ekonomiese diplomatie deur, is daar daarom ook tyd vir 'n bietjie skaapkop eet. Kom minister Nampo Kaap toe. Ek kom definitief Nampo Kaap toe, skaapkop, ek het klaar genooi, ek sien is op my dagboek, ek sien uit na Nampo en die skaapkop. Uitstekend, ons sien minister daar. Baie dankie. Van veld tot fees, tot by Nampo Kaap, alles vir die liefde van landbou. Een roadtrip maak geen sin as mens die kortste pad vat nie. Ons kruispaai het ons verby vele juwele van die Weskaap geneem en hierdie was van ons stoppe langs die pad. Ons is hier in die Heksriviervallei op die Dorings wat ontstaan het in 1875 as 'n spoorwegstasie. Ons maak 'n draai by die Veldskoen padstal. Dis op die besige N1 en hier is 'n vreedsame oase waar jy 'n bietjie bene kan strek met ongelooflike produkte, lekker ontbyt, middagete. Kom ons gaan ontmoet vir Jacques en Nadia Leroux. Jacques, hierdie is 'n familiebesigheid. Vertel ons bietjie van julle geskiedenis, hoe die padstal ontstaan en wat is die pad vorentoe? Die padstal bestaan al van 1972 af en so 20 jaar terug het my skoonma en my skoonpa die padstal bekom. Ons het seker so 7 jaar terug, ek en my vrou Nadia die padstal by hulle oorgekoop en ons gaan maar daagliks net van krag tot krag en soos ek sê, soos mense olifant eet, ons eet hom happie vir happie. Vertel ons bietjie van die spesiale produkte wat hier uit die streek uitkom en wat dan vinnigste van julle rakke afleg. Kyk, die grootste produk wat uit die vallei uitkom is natuurlik druiwe. Dit is ons grootste uitvoerproduk in die vallei en ek meen 80-90% van die druiwe in die vallei word uitgevoer. Ons is ook bevoorreg om in 'n vennootskap te wees met 'n plaaslike internasionale uitvoermaatskappy, Rooted Global Fruit, wat deur die jaar vir ons die lieflikste blou bessies, avokadopere, spanspek ensovoorts lewer. Ons grootste verskaffer van druiwe is Glen Oak Farms
wat ook reg deur die jaar vir ons van die lekkerste druiwe seisoentyd is gewoonlik van einde Desember, begin Januarie tot middel April. Van daar af het ons ook 'n plaaslike plek wat vir ons Hanepoort lewer, sodat ons daarom reg deur die jaar kan sê ons het druiwe, of dit nou gedroog is of nie. En dan natuurlik, soos ek sê, die plaaslike wynkelders of wyn is dit daarom ook hierso om vir mense nog iets van die druif te gee. Jacques, ons is hier in die Heksrivier Vallei. En daar's 'n legende oor waar daai naam ontstaan het. Glo jy daai legende? Ja, ek glo definitief daarin. Die huis staan nog net aan die ander kant en op party aande as die maan baie helder skyn, kan jy nog hoor hoe sy skree en hoe sy krap teen die mure. Maar ja, die legende loop hier rond en baie mense glo nog daarin. Daar het jy dit. Moenie laat feite aan die pad staan van 'n goeie storie nie. Lara, ons was nou net by die Veldskoen padstal en Jacques het jou beskryf as 'n besigheidsvrou van formaat. Waar het hierdie winkel se storie begin? So die droom het begin in 2021 toe ek met my mobiele koffiewinkel langs die pad koffie verkoop het in De Dorings. Dit was 'n stadige begin gewees, maar met deursettingsvermoë het ek myself opgebou tot 'n volwaardige koffiewinkel in Woester. Vertel my meer van daai verbintenis met Ford. So die vorige eienaar, De Villiers Barry, het eintlik die potensiaal in my gesien met my mobiele koffiewinkel. En hy het my die geleentheid gegee om die Laura's Coffee Shop by Ford te begin. En dit was in 2024, 25 Januarie en dit was eerlikwaar 'n droom wat waar geword het. Wat maak hierdie koffiewinkel uniek, dink jy? Ons is baie ingestel op ons kliënte en hulle ervaring by Laura's. Ons probeer ook ons eetgoedjies en ons drinkgoed op ons menu heeltemal uniek hou. En ek dink dit is die unieke konsep van Laura's. As mens dink aan boerderye in die Wes-Kaap, is die eerste gedagtes wyn, koring, canola, skape, vrugte. Maar ons moes met die roadtrip ompad vat na Woolsley, want waar blomme groei, rus die siel. My boerdery is soveel groter as wat ek ooit kon droom. Vandag bied ons werk vir meer as 100 mense. Vir my is dit 'n seën om te weet dat ons nie net blomme kweek nie, maar ons gee 'n toekoms vir mense deur werk te skep. Boerdery is in my bloed en ek leef daarvoor. Etienne, blomme is vir my 'n ongelooflike bederf. Jy kan my hart en siel met 'n blom koop, maar jy werk elke dag met blomme. So hoe bederf jy jouself of hoe bederf jou man jou? Ek dink my antwoord is nog steeds blomme is my bederf en plante ook spesifiek. So ek gaan soek plante en blomme wat moeiliker bekombaar is en ek gaan soek hulle reg oor die wêreld. Julle het snyplase waar mense self hulle betaal om blomme te gaan pluk. Waar het daai idee vandaan gekom en het jy geweet dit gaan so ongelooflik populêr wees? Ja, een van my lekkerste dinge om te doen is om op 'n somer soos laatmiddag te gaan stap tussen die dahlias en 'n bak te vat en te kies en te keer wat se dahlia ek wil pluk en dan die mooiste bouquet half daarvan te maak. Ek het net besef as ek so mal is daaroor om dit te doen, dan sekerlik moet daar 'n mark wees en ek wil dit graag vir ander vrouens ook bied om dit te geniet. En ja, dit is definitief 'n treffer. Daar's amper twee kante van 'n besigheid soos die. Daar's die mooi en dis natuurlik die ding wat mense die eerste raak sien. Maar dan is daar die besigheidskant. Ja. Het dit net vir jou heeltemal sin gemaak om blomme te begin kweek? Om eerlik te wees, ons het glad nie geweet of dit winsgewend gaan wees of nie. Aan die begin was dit 'n absolute stokperdjie gewees. So ek het agter in ons agterplaas groente en blomme de mekaar gegroei en toe die blomme reg is en ek begin dit verkoop, toe begin ek besef ek kan potensiale besigheid wees want dis blomme wat niemand anders in Suid-Afrika het nie. Maar ek glo as jy 'n goeie besigheidspersoon is, dan kry jy dit reg. En jy moet kyk dat jou pryse reg is op die einde van die dag, dat jy nie jouself in die voet skiet nie. Ja. Daar's natuurlik daai risiko van boerdery wat hier heeltemal ook nog van toepassing is. Hoe beskerm julle julleself want enigiets kan gebeur? Jy moet jouself maar beskerm teen die risiko en rampe van boerdery. Deur 'n bietjie ekstra wins elke maand net weg te sit. Jy weet, elke jaar gebeur daar iets. Laas jaar het ons by jou nie net 'n ongeval. Die jaar daarvoor toe so 'n trop beeste deur al my butterfly renonkels. So jy moet ekstra geld hê om te kyk as daar so 'n ramp gebeur. En dit maak natuurlik 'n deel uit van die prys wat aan die verbruiker gaan. Nou, ek self, vir my is die prys van blomme absoluut elke sent die moeite werd, want dit gee my vrede en vreugde. Ja. Maar
dit beteken dis nie 'n elke dag se bederf nie. Waar sit van die ander weggesteekte kostes in die produksiekant? Ja, so die grootste kostes is maar op die einde van die dag jou werkers. Dan plantmateriaal is baie duur. Die meeste van my plantmateriaal en sade kom reg oor die wêreld vandaan. Hiernatoe, so dis baie duur en dan ook brandstof om die trokke die hele tyd op die pad te hê. Blommekweek is nie iets wat mense tradisioneel met landbou koppel nie, maar is boer 'n titel wat jy vir jouself eien. En is dit byvoorbeeld iets wat jou vrugteboerman aan jou sal toeskryf, dat jy 'n boer is in jou volle reg? 100%. Ek is definitief 'n boer. En ek meen mense wat op die plaas kom is nogals geskok as hulle sien hoe vel ek my hande regtig kry en hoe vel ek myself regtig kry. Ek moet elke aand gaan stort en van kop tot tone my hare was en alles. Dis nog vroeg, nee, my gesig is stowwerig as ek in die aand by die huis instap. So nee, ek's 100% 'n boer. Wat is jou droom vir dalk 'n volgende stapie of 'n spesifieke variëteit wat jy uitdagend vind wat jy op jou bucket list gesit het? Dis 'n interessante vraag. Elke jaar besluit ek en my man hierdie jaar gaan ons nie uitbrei nie en elke jaar brei ons meer uit as die vorige jaar en dis presies dieselfde hierdie jaar. So wat is hierdie jaar beoog om te doen is ons wil graag peonies in 'n warmer area plant, nog steeds koud, maar warmer area, maar dit beteken ons kan ons oes 'n bietjie verleng. So ons gaan kan oes peonies oes maar van 1 Oktober tot middel Desember. Fantasties. Gaan jy omgee as ek nog so 'n bietjie tyd in julle tonnels deurbring net met hierdie ongelooflike blomme? Daai ranonkels roep my. Enige tyd, ek sal vir jou 'n bak en skêr gee en dan kan jy jouself help. Fabulous, dankie. In hierdie stilte tussen hierdie ongelooflike blomme. Eenmaal bewyse van die Skepper. 'n Blom is detox vir die siel. Ons is op die veld tot feesroadtrip met ons eindbestemming Nampo Kaap. Maar op die kruispaaie soontoe is daar soveel om te ontdek. Jy kan met meer skuld as bates 'n boerdery maak werk, solank jy met die regte mense en die regte vennote meng, solank jou grootste vennoot net die Hemelse Vader is. Klein Jan, jy het 7 moeilike jare gehad en dis nou maar so vir elke moeilike jaar of 7 moeilike jare is daar darm 'n uitblinkjaar. Wat het hom so laat uitstaan? Van waar ons gekom het, waar ons begin het en jy weet jy kry daai 1 jaar wat jy net vuur op al die silinders en ons is net die Here dankbaar dat ons hierdie jaar daai jaar gehad. Ons het produk gehad en ons het prys gehad en ons het oor die algemene gemiddelde baie hoë produksiejaar gehad. Wat laat julle elke oggend opstaan, dat julle aangaan, voortbeer, ten spyte van die terugslag? Klein Jan, dis so lekker om saam met jou in hierdie boerdery te wees, want die margin for error is soveel kleiner as wat jy net alleen was. Bedoelende, die afgelope 7 jaar het ons klomp foute gemaak, maar ook klomp goed geleer om die regte klone te plant, die regte chemie te spuit, die regte implemente te gebruik. En daar het hierdie jaar gekom en ek dink ongelooflike oesproduksie en ook rosientjieproduksie. Elke mislukking of elke ding wat jy uitwerk, jy mens moet nooit dink dit is 'n mislukking, jy moet dit sien om dit om te sit in 'n volgende geleentheid, of dit 'n leerskool is. Ons gaan nie saam by 'n bakkie staan en kla oor die regering of oor swak pryse of oor swak produksies nie. Ons gaan hier op mekaar kom en kyk of ons dit in 'n geleentheid kan opsien. So elke groot deurbraak en geleentheid het gekom as gevolg van 'n groot probleem. Partykeer kom 'n moeilike dinge oor jou pad, maar as jy net weer sien, is jy gedra daardeur, so ek noem dit 'n seën. Ek kyk terug en ek is dankbaar vir alles. Ons is dankbaar vir Vrydag wat ons die geld gehad het om lone te betaal nie. Ons is dankbaar vir 'n droogte. Ons is dankbaar vir COVID. Ek meen, ons weet nou om ons produkte beter te bemark. Ons weet om beter met water te werk. Is as gevolg van al hierdie uitdagings waardeur ons is die belangrikste, ons het geleer om nader aan ons Skepper te lewe. Want ek dink, ons aanvaar goed soos water so vanselfsprekend. Maar vandat ons die droogte gehad het ons net weer eens besef ons moet meer op ons knieë bly en meer soos die Here se wil lewe. Mens kan dit nie alleen doen nie. Veral as jy 'n besigheid so van niks af opbou nie. Die mense met wie jy werk vorm 'n verskriklike groot deel daarvan.
Maar mense gebruik ook die woord vennoot so ligtelik. Hoe lyk dit prakties vir julle? Iemand wat julle kan bystaan, veral in 'n situasie waar skuld so groot rol speel in 'n besigheid. Om dit te maak werk, het jy sekere mense nodig. Sekere mense sal met wie jy die pad kan stap. Nou een van die voorbeelde is Afkri. Jessie Anlie, ons kom in Parstyd, dan staan ons parsmasjiene die aand 8uur stikkend. Dan kom Afkri, dan werk hulle deur die nag sodat ek die volgende oggend 6uur kan begin pars. En daar het ook al 'n insident gebeur laat hulle die parte nie in die hande kon kry nie. Die parte moes kom uit Johannesburg. Toe reël die takbestuurder laat ek 6uur die oggend 'n splinternuwe Gregoire oesmasjien kry net om my pars af te haal. Ek probeer vir julle sê, ek dink nie Afkri is 'n besigheid nie. Ek dink dis 'n vennoot vir 'n boer en dis my voorreg om saam met hulle 'n pad te stap. En die hele diens wat hulle vir die hele boerdery kan lewer. Ek meen, jy kan versekering doen by hulle, ons is nou by Afkri op hulle versekering. Ja, en net die hele manier hoe die tak met ons werk, dit voel soos 'n familie. Ja, dis corporate, maar dit werk vir ons. En dis nie 'n ou wat met 'n bakkie by jou kom aanry en sê ek dink jy kort dit. Hulle sal die spesifikasie wat jy wil hê vir jou applikasie, sal hulle presies vir jou aanwend. Hy stap die pad saam met jou tot jy daai een spesiale jaar kry soos ons nou hierdie jaar gekry het met die wonderlike oes. Ja, die motto wat ek gebruik is genade van bo en Afkri van agter. So 'n ongelooflike storie, deurdruk, seisoen in, seisoen uit, as dit goed gaan, as dit sleg gaan, of alles dit sleg gaan. Ons is nou vanoggend uit in die pragtige mis, die motreentjie, julle nuwe aanplantings gesien. Hoe lyk die toekoms? Wat vir my die belangrikste is en wat ek elke dag doen en probeer doen. Dis nie eintlik ons grond of die bank se grond nie. Ek dink ons is rentmeesters van ons kinders. Ons wil vir hulle eendag iets nalaat waarop hulle kan trots wees. Wat my en my broer ook baie help in die lewe is, ons het 2 ongelooflike vrouens. Een van die dryfvere agter al hierdie aangeplante wingerde en jong wingerde wat julle sien, is ook hoofsaaklik ons vrouens wat ons elke dag sê, staan op, gaan maak 'n sukses. En daarvoor is ek ongelooflik dankbaar. Geld en persoonlike goed is nie vir ons iets nie. So dis hoekom ons nie worry om alles in die boerdery in te druk en soos ek gesê het, jy moet net weet tot wat jy in staat is. Jy moet weet tot waar jy kan gaan. Ja, ons gaan nie onberekende kansse vat nie, maar jy moet baie keer 'n berekende kans of 'n berekende risiko vat om 'n storie te hê. Dis wat lekker is vir ons boerdery. Ons het 'n lekker storie. Dis nie altyd 'n goeie storie nie. Dis swaar kry, maar hier staan ons vandag en ons is net dankbaar. Almal hou van 'n mooi storie waar dinge maklik is. Sukses kom maklik, daar's oorvloed, dinge lyk mooi. Maar op die grond en in die werklikheid is die lewe morsig en moeilik. Maar as jy daai diepte raak sien, hoe kan mens maar nie keer om verlief te raak op landbou en sy mense nie? Al hier in die Weskaap. Daar is nog 5 dae van viering van Weskaap landbou wat wag. Sien jou môre weer.